Dr. Eugene Kemp. Dr. Eugene Kemp, ons rink. Ek kyk na 'n TV-reeks waar een van die hoofkarakters letterlik 'n prostituut hier, nie oor enige ander seksuele gunsies of so nie, maar net bereid is om iemand te betaal om hom vas te hou. Hy gaan deur 'n moeilike tyd en sy behoefte is net om ergens vasgehou te word. En ek het al so baie gesien, sulke videoklips van gewoonlik jong mense, studente of so, wat ergens op 'n plein staan met 'n plakkaat, R5 vir 'n drukkie of vir 'n hug, en lyk my nogal nie te sleg doen nie. En so teen hierdie agtergrond lees ek hoe interessant dit in Amerika is daar 'n professionele beroep ontwikkel. Kom ons noem dit soos dit in Engels sê, 'n professionele hugger. En as jy 'n goeie naam het in die bedryf, dan kan jy tot $150 'n uur verdien, wat glad nie te versmaai is nie, wat 'n meer as leefbare inkomste vir jou kan genereer. Die bedryf is streng, nie seksueel, baie sterk etiese beginsels waarop hy funksioneer, en dit floreer, en dis die tragiese van dit, omdat daar net soveel kontakhonger individue daagliks poog om te oorleef is. Eensaamheid het 'n wêreldwye epidemie letterlik geword. En die tragiese is dat ons baie keer omring is met mense wat eensaamheid beleef, maar daardeur gaan sonder om en te skaam is om dit te erken, en dan alleen moet worstel met dit. Na COVID en jy weet, werk van die huis af en allerlei ander virusse en vrees vir oordrag van dit, het ek dink nog meer mense geïsoleer en nog meer ook gemaak dat ons bang is om aan mekaar te raak. Die tragedie is dat alhoewel sosiale media ons al hoe meer verbind met mekaar, het dit nie werklike kontak vervang nie. Dit kan nie werklike kontak letterlik vervang nie. En dan besef ek, God het ons eintlik geskaap om in verhouding te staan, en dis hoekom 'n mens so maklik kan vereensaam as daar nie geïnvesteer word in verhoudings nie. Vir sekere persoonstipes is dit natuurlik baie makliker as vir ander. Baie van ons sensitiewes en introverte, as ons ergens verwonding beleef het, dan slaan ons toe en soek die beskerming op van ons eie veilige kokon. En dis waar eensaamheid baie maklik hier in ons binnekamer 'n lê kan kry. Ek dink nie dis toevallig dat Christus 'n menslike liggaam aangeneem het nie. 'n Liggaam wat ons kan aanraak en wat kan bevestig dat God naby ons gekom het. Ek lees in Markus die besondere gedeelte waar die Here Jesus 'n blinde man by die hand neem en na buite die dorp lei, en dan daar genees. Die kontak, die nabyheid daarvan, die omgee wat net so besonders is. Ook die vrou wat sy kleed aangeraak het om genees te word. Mag die lelike en die oorbeklemtoon van die fisieke in ons samelewing nooit die besonderheid en kosbaarheid van aanraak van ons wegvat nie. Daar is iets wat gebeur wanneer ons kontak maak, en dit werklik opreg uit ons hart bedoel. Mag die Here ons ook die genade gee om weer in opregtheid met mekaar te verbind, te connect, soos die Engelse sê, en ons ook bereid is om kontak te maak. Jy kan dit weer gaan lees op my Facebook bladsy, kan vir my skryf eugenekemp@me.com.